sweet power. Glory, glory, glory. Ek wil eerstens in en jaartjie verwelkom vanaand by hierdie open lig. Heel eerste wil ek van die voorreg gebruik maak om die visionaires van hierdie open lig is na vore te roep. Pastor en evangelist, kan julle gou na vore kom? Daar is twee wat die initiatief geneem het en gesê het, luister, ons gaan die evangelie preek. Evangelist Philander en Pastor Jonathan Kibedu. Die Here het op hulle hart gelê, die evangelie moet uitgebrei word. Die evangelie moet uitgedra word. En ek wil vir julle uit my hart sê, dankie dat julle gehoor het wat die Gees in julle bekend gemaak het. Kom ons geef hulle wonderlike God bless you. Halleluja. Ek sien die ander kant van daar iets plaas. Daar kom 'n tornado in Florida. En terwyl die tornado kom, breek die brug af. Die pad word gebreek. En terwyl die man so staan, sê hy vir homself, die voor is 'n brug wat afgebreek het. Wie gaan hierdie mense waarsku? En hy stop. En hy haal 'n handdoek uit sy kar uit. Hy haal 'n flits uit sy boot uit. En hy vlieg met die flits dat die kar moet stop, want die voor is 'n afdraand. Maar daar's karre met huisgesinne daarin wat glad nie wil geluister het na daardie man nie. Die man staan in die pad, hy sê, stop! En wanneer hy uitspring, dan wil hy hom doodry. Hulle wil nie luister na die waarskuwing van hierdie man nie. Dan gaat hulle daar by die brug af en sy hele huisgesinne, daar's 5 voertuie wat nie aangeslaan het op die waarskuwing nie. Hulle sterf per huisgesinne, maar die anders, toe hulle die gevaar sien, toe trek hulle af. Ek wonder wie vanavond gaat aftrek en sê, ek word gewaarsku, kom ek trek af en ek gee Jesus 'n kans aan my lewe. Amen. Mighty God. Ek gaan aftrek vanavond. Ek gaan aftrek. Ek waarsku vanavond. Chicago, ek waarsku vanavond. Jy wat my stem hoor. Trek af. Waarom wil jy aan sterwe? En sy kan lewe. Trek af. Dan is jy safe. Ry aan. Gaan aan met jou lewe. Dan wag hy al vir jou. Maar as jy om iemand af te trek. Ons is vanavond met een doel hier in Chicago. Is om die heel licht te maak. En om die hemel vol te maak. Amen. Amen. Kan ek maar preek? Kan ek maar preek? Ons gaan daar na die syfer woord toe. Met die woord van die Here kom in die boeke van Efesiërs hoofstuk 6. Wat sê? Vers 1 en het lees as volg. Wat sê? Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Wat sê? Julle moet julle ouers gehoorsaam aan wees. As dit ek wat so sê, Wat is die woord? Here is te veel groot mense in Suid-Afrika. Hier is te veel groot mense in Suid-Afrika. Sy sê nie van my nie, jy ty al moppie, sy kom, ty. Maar wat sê die Bybel? Kinders! Sy kan 40 jaar oud en sy nog altijd jou pa en jou ma as 'n kind, man. Amen! Kinders, julle moet wat maak? Julle moet gehoorsaam aan julle ouers. Is daar voorwaardes in die skrif? Hy sê julle moet. Het julle gehoor wat sê? Kinders, julle moet net julle nigter ouers gehoorsaam wees. Maar julle moet julle ouers
gehoorsaam aan wees. Julle moet net julle strydouers gehoorsaam wees. Maar julle ouers, Hoor julle reg, dierbaars? Julle moet van wie gehoorsaam is? julle ouers, Daar is hy, wat een type ouer sy gehoorsaam moet wees hy. Sy vader toe jou ma se dromlap, sy kan wel hard en respect. Ek praat met jou vandag. as jy uitvoer, halleluja. Ek praat met jou vandag, jongman. Sy dink jou ma is een dromlapper. Ek luister, hier is my ma, kom mama. Kom, hier is my ma. Hoe is 70 jaar oud? Halleluja. Ek was een keer na haar gehoorsaam. Toe slaap sy van my met een stok. Wat een veenbelt met een draad omgedraai is. Sy slaap van my met 1,5 kilometer son op te stop. Ek was nooit weer na ongehoorsaam nie. Ek het maar net van die huis af weggeloop son op haar te sê, dankie ma. Sy is oor die 70, ek is nog altijd van haar gehoorsaam. Kom ons gee die Here 'n prys daarvoor. Halleluja. Op jou ma, op jou pa, drugs gebruik. Jy moet, Die Bybel sê, sy moet jou ouers gehoorsaam wees. Wat is die Tani? Wat is die Tani? As jy in die gevangenis is, wie kom besoek vir jou? Die sê dit Tani. Wat is toppie? Wat is toppie? As jy die moeilijkheid is, dan moet die toppie diep in die zak krap om jou ei te kry. Soms dan gebruik je maar om die toppie te geld doen, om jou ei te kry zonder dat die toppie weet. Maar as die toppie is jou pa. mighty God. Kan ik maar preek? Die Bijbel zegt, jij moet. As 'n moedsaak, halleluja. Asa, zeg maar iemand dat ze moet. Out of the north dat ze moet. Jij moet met je ouders dien aan voorwaardes. Als jij met die nice koepie. Als jij met die dit gaan koepie. Dan gaat ik je niet gehoorzaam als zij moet. De ouders gehoorzaam wees. Ek het gesien jong meisies wat hulle ma gesê het, ma sê nie vir my nie, want ma was ook jonk gewees. Nee, dankie, hallo bisu. Dan kan sy iets in neppies reilie, dan jou ma het vir jou doen. Maar sy was tegengesig, toe sy sê my ma sê nie vir my nie. Sy kan nie die bandjes uitgevryf het nie, toe moet jou ma die bandjes uitvryf. Kinders, julle moet. As 'n moedsaak, halleluja. Dan wat sê verder moet sê? Dan sê die woord verder, want dit is reg. Wat is dit? Dit is reg. As het verkeerd om jou ouers gehoorsaam, Maar die woord sê dit is Amen! Amen! Dat is reg. Als jy, luister, jou vriend of jou chommies soos jy hom noem, kan op jou wil kom beïnvloed. Al wat jy sê, die paas van die rooi paadjie het gesê, ek moet my ouers gehoorsaam wees. Amen! As jy nie wil sê die Bybel nie, dan sê sy, die paas van die rooi paadjie. De mensen prikken die schoon woord. Come on. En ek voeg je bij die, ik haal je weg hier. Amen. Die Bijbel zegt, want dat is reg. recht. En wat zegt verder, broertje? Dan sê vers 2 verder, Wat zegt? eer jou vader en jou moeder. En dan wat gaat gebeuren? Dit is die eerste gebod met 'n belofte. Die Bijbel zegt, dat is de eerste, maar daar is een belofte ook. Als jij jouw mama eer, luister eens jong mannen. Jij kan niet maar horen in jouw huis. Ik weet van jou, je zit op jouw couch, zij luistert voor mij. Ik praat met jou ook. Ik weet, zij luistert voor mij. Dan zei omdat je niet op jouw maag gaat, afgeven, dat is eer. Dat is eer. Als jouw maag kostgeld afgeven, of geld geeft, dat is eer. Zeg iemand die kostgeld afgeven, ik praat met jou ook. Zij zit lekker achteroor. Als hij ligt, die mics, die boksen, laat zij horen. Hij zei dat je zei, Heer, kan hij maar niet zijn mond doen niet. Gaat niet met mond doen, ik moet niet waarheid pleeg. Hij zei, want dat is recht. Halleluja. Eer je vader en je moeder. Ons is nog niet klaar met die versie. Hoor gewoon mooi zei verder. Wat zei broer Jackie? Dan sê vers 3 verder, Wat zei? sodat dit met jou goed mag. Wat zei?
goed mag gaan. Halleluja. Zodat het met jou goed mag gaan. Sy het vir jouself gevra, hoe kan gooi ek my series en maar kom niks nie? Dit gaan nie goed met jou nie. Kan ek vir iemand sê, wat is jy? Jy wat soms kom met jou ouers. En ek jou sê, wie is jy en wat is jy? Sy is 'n ouer vertrapper. Halleluja. Met ander woorde, sy vertrap die goedheid van jou ouers. Sy is 'n ouer vertrapper. Maar ek sê vir jou, vanaand maak die Here verskil. Sy wil nog terug, hou die Here jou voet dra. Ja, laat het van jou ouers af. Amen. En sy gaat die Here begin trap in vir die Here. Amen. Sy gaat begin uittrap vir die Here. Halleluja. Jong man, jong meisie. Gisterend woorde wat jy wil noem, ja mama, was ook jong gewees. Papa was ook jong gewees. Dis reg, hulle was ook jong gewees. Maar hulle wil nou tyd vir jou waarsku. Laat sy nie in hy selfe ding kan ingaan. Die Bybel sê en verag jou moeder nie sy oud word. Is dit so? Die mense as hulle ouers begin oud word, dan verag hulle mamas. Maar sê vir u, ek is nog baie lief vir die ma van my. Ek is nog baie lief vir haar. Sy het my 1 keer geslaan. Hy was haar laaste slaan. Sy moet nie weer my geslaan nie. Hy pak het gemaakt dat ek gehoorzaam is aan haar. Dat grief vir my as kinders voorgepraat word deur hulle ouers. Is dit so? Die kind sal nooit die ouer eer, want die ouer praat hom voor. Is dit so? Kom en luister wat sê die syfer woord. Wat sê die woord? Dan sê die woord verder. Wat sê? En jy lang mag lewe. Wat mag? Lang mag lewe. As ek in die graveyard sien, as ek my Willies se Facebookblad sien, dan sien ek 17, 18, dan sien ek 12, 13. Jong mense. Dan vraag my, hoekom is die een aan dood? Nie is 'n mes of is 'n koel? Ek het nou die dag gesê, dat is iets wat ek nie kan verstaan nie. Die mens gee die wyn skuld, maar as 'n bottel wyn daar staan, en sy sê wat bottel wyn, sy bottel, Carling, Black Label, Jack Daniels, kom hier naartoe. En hy, Jack Daniels, of hy Carling kom na jou toe, dan kan jy pas vir hom die skuld gee, want jy het hom geroep, maar jy het na hom toe gestap. Maar dan komt hij bij pastor nogal om. Want hij vindt pastor dat hij jou niet zei niet. Dan kon hier zijn taxi of treingeld bij pastor. Kan ik maar preek? Wat zei verder broertjie? Dan kom je voort in die boeken van Spreuke. Hoofstuk 10 vers 1. Wat zei? Een wijze seun verblijdt die vader. Wat maakt een wijze seun? Hij verblijdt die vader. Halleluja! En wat maar iemand zegt, wanneer jij een wijze seun is, dan maakt hij je pa zijn hart blij. Dat is het woord wat zo zegt, halleluja. Is dat echt wat zo zegt? Maar dat is het woord, halleluja. Als hij een wijze dochter is, dan maakt hij je pa zijn hart blij. Ik weet van papa's wat vraag van die andere papa, is dat jouw kind? Hij is zo skaam om te zeggen, hij zegt, is hij mijn kind die? Ik weet van hulle. Hij laat zak zijn kop. Want hierdie kind bring net moedigheid huis toe. Maar kom maar luister die volgende gedeelte. Wat sê? Dan sê die woord verder. Maar een dwaase seun, Wat maakt een dwaze seun? is een bekommernis Vir wie? vir sy moeder. Vir wie? Vir sy moeder. Chicago, het julle gehoor wat sê die Bybel? Hy kan het gesê, een dwaze seun is een bekommernis vir sy pa. Maar hoekom sê hy dan? Vir sy moeder. Oké, ek gaan raak toe stil en ek gaan kyk toe en ek dink by myself, hoekom man vir die, hoekom raak?
Hoekom is dit vir 'n moeder en nie vir die pa nie? Okay, sommige huis het jy eers 'n pa in die huisie. Die ma moet alleen werk. Want die pa het iets gaan koop soos 'n appel of iets gaan koop en nooit weer teruggekom nie. Of melk gaan koop en nooit weer terug van die mobile afgekom nie. Is dit so? En het kom met myself, ek luister hierdie woord, ek sê vir myself, Here, ek verstaan nou hoekom hy sê dat die kind is 'n bekommernis vir sy ma. Want ek het gesien wat gebeur het. Ek het gesien in die aanduur by 12 uur en die ambulans kom voorbij gery. Dan loer die ma die kan godinkie. Want sy dink is miskien my kind wat daar buite is. Want die kind is nog nie buite in die huisie. As die polisie sirenes voorbij gaan, dan staan sy 2 o'clock in die nacht buite kan in die patten. Dan kyk sy so, want dan kom my kind dan in. Enige hond wat blaf, dan staan mama op en mama kyk of wat die my kind is. Wat daar buitekant besig is hy. Sy maak jou ma bekommerd. Kom laat ek jou nog 'n bietjie nader vat. Het jy opgelet hoe lyk jou ma se bedkassie van al die hoë bloedpille? Het jy? 'n suikerpille, 'n hoë bloedpille en 'n waterpille. Het jy? Jy bekommernis maak dat jy sy hoë bloed kry, hoë bloeddruk. Het jy? Sy maak jou ma bekommerd. Maar wanneer jy terug draai na die Here toe, dan haal jy die bekommernis van mama af. Amen! Dan haal jy die bekommernis van mama af. Hoe lang gaat sy nog jou ma bekommerd maak? Jong meisie, ek praat met jou. Jong man, hoe lang gaat sy nog jou ma en jou pa bekommerd maak? Ons gaan verder met die suiwer woord. Dan kom die woord in die boeke van Lukas. Wat sê? Hoofstuk 10 vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Het u gehoor wat sê die Bybel? Ek moet vir iemand vra en ek wil lees het gou Engels, lees het Engels gou. And there was a certain lawyer. Lees hem gou vir my. And behold, a certain lawyer stood up. Het u gehoor, 'n wetgeleerde? Hier sê die Engelse vertaling sê, en daar was 'n lawyer. Amen. Die lawyer weet om vir jou 'n lekker strafie te laat kry, om vir jou los te lieg. Een van die twee. En hierdie lawyer, hy weet nie hoe om in te gaan by die ewige lewe nie. Hy kan die wette van die aarde kan hy ken. Amen. Maar sê die wet van die Here ken hy nie. En hy vra een vraag. Wat moet ek doen? Met ander woorde, daar moet iets gedoen word om hemel toe te gaan. Of stap jy net aan hemel toe? Of stap jy net so in? Hemel toe, met my kaling, met my byvrou, met my loslappie, en sy gaat lekker hemel toe. Is dit so? Sy moet iets doen om hemel toe te gaan. Hy vra die vraag, wat moet ek doen? Kom maar luister, daar moet iets gedoen word. Kom maar luister, wat moet ons doen? Wat moet gedoen word? Dan sê die woord verder. Wat sê? En hy antwoord hom, Wat antwoord hy? wat is in die wet geskrywe? Okay? Hoe lees jy dan? Okay? Dan sê die woord verder. En hy antwoord en sê, Wat antwoord hy? jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart. Wat moet sy maak? Jy moet die Here jou God lief hê. Wat sê die Bybel? Sy moet die Here jou God lief hê. Waarmee? Met jou hele hart. Waarmee? Met jou hele hart. Met nog zo'n bijvrouwtje langs. Maar met jou hele hart. Met de baskundersstory samen met jou. Maar met jou hart. Die Bijbel zegt, ik moet vanavond voor iemand zijn in Chicago. Zeg maar niet die Here lief heeft met jouw mond.
Dis 'n klomp. Ek was een van hulle. Wat ook die Here net lief gehad het met my mond. En as hulle my bemoedig, dan sê ek vir hulle, ek het my kerk. Die Here sê nie, jy moet hom lief hê met 'n kerkie. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê waarmee? Met jou hele hart. Jou hart praat van jou lewe. Ek gaan na die huis van die Here toe, want ek is lief vir die Here met my hele lewe. Ek gaan die Bybel lees, omdat ek lief is vir die Here met my hele lewe. Ek gaan die Here dien, omdat ek aanbid, omdat ek weet, hy is die lewe. Ek moet die Here lief hê met my hele hart. En waarmee nog? Dan sê die woord verder, en uit jou hele siel. Die Bybel sê, en met uit my hele siel uit, my hele human being, moet ek die Here lief hê. Ek moet nie net met my mond en my tong die Here lief hê nie. Hy sê, julle loof my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Nou, weet jy wie praat hier? Is die looie wat die praat? Kijk hoe ken jy nog aan die skrif? Kijk hoe ken jy die skrif, maar kom het luister gou verder. Dan sê die woord verder, en uit jou hele krag uit. Wat? Uit jou hele krag. Geen wonder as ek sien, wat die predikers as hulle preek, halleluja, ek wil vir iemand sê, as jy nie bekeer nie, sal hy sekerlik omkom. Sy dien die Here met al jou. Hy sê man, ek wil iemand met al jou krag. Come on! Die vrienden van nog vat aan jou af, hoor jy dit met al my krag. Is dat so? En waarmee nog? En uit jou hele verstand. Daar kom het in. Satan begin eers met die meisiekinders in sy koppe mors. As die oukie by jou gesê het, ek is so lief vir jou. Luister dat jy gaan slaap het. Al wat jy hoor, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Dis al wat jy hoor. Hy lieg, ja. Dis hoekom jy die Here moet lief hê. Met jou hele verstand. Want Satan weet, as hy in jou kop gaan klim het, dan is dit tikkens met jou. Is dit so? Dis tikkens met jou. As jy klaar die kind gemaak het, of jou maagdelikheid bedruk het, dan is hy niks met jou te doen nie. Praat baas die waarheid. Ek het vir iemand nies. As ek by die ingrypende hand van God, as ek 'n tema moet gee, wil ek dit noem vanaand. Hy genees my wonde. Hy genees my wonde. Kom ons gaan verder. Dan sê die woord verder, en jou naaste soos jouself. Here, moet nie laat ek hard ry nie. Jy wil lus. Ja, ek moet nie laat ek hard ry nie. Die mense gaan nou net sulke groot klippe haal. As ek kom by die naaste. As ek nou gaan praat oor die naaste, dan gaan die mense net sulke groot klippe gaan haal. Maar ek wil 'n bietjie vinniger gaan met die woord. Wat sê hy verder? Toe sê hy vir hom, Wat sê hy vir hom? jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Hoor is hy? Hierdie looie. Pas hierdie looie. Sit met die regte antwoord binne in hom. Maar hy doen nie die ding wat hy van weet nie. Is dit so? Jy weet jy moet jou bekeer. Jy weet jy gaat ja toe, as jy nie bekeer nie. Die looie het geweet. Toe sê Jesus, omdat jy het weet, doen dit. En jy sal lewe. So as jy die Here jou God lief het met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou krag, dan gaan jy die ewige lewe beëindig. Maar kom ons gaan gou verder, ek wil by my punt uitkom. Dan sê die woord verder, en hy wou homself regverdig. Here, daar is 'n ding onder ons kleerling geslag. Ons lyk onsself regverdig. Is dit so basies? Ons lyk onsself regverdig. Ek doen ook 'n soggendse gebedjie.
Jy rechtvaardig jouself. As dit so Pastor Kees? En loop op kerk. Ek sing in die kwaaie. Hier het my ma getye. My ma het 'n broertjie gehad. Die baby, as dit die baby bring maar van nie. Tweede, ja, voor laatste ene. As ek kom sê, luister, en sê jy moet bekeer, dan vertel hy vir my, ek speel aan gitaar in die Christmas kwaaie. Tweede sê, sy kan nie gitaar speel nie, hy kom my kom vertel, ek moet my bekeer. Die Bijbel sê, en jy doen self rechtvaardig. En hy kom nog al die laaste week na my huis toe. En het vir my kom by sê, doe sterf hy, sonder die Here. Sonder die Here. Kom ons luister gou, ek gaan nou klaarmaak. Dan sê die woord verder. En hy sê vir Jesus. Wat sê? En wie is my naaste? Oké, lees gou verder. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. Lees. En nadat hulle hom uitgetrek en nadat hulle wat gemaak het? Uitgetrek. Nadat hulle wat gemaak het? Uitgetrek het. Duiwel wil jou uittrek, man. Die duiwel wil jou uittrek. Want die Bijbel sê, en nadat hulle hom uitgetrek het. As hy iemand uittrek, dan is hy kaal. En vandag se tyd, as hulle jou uittrek, as jou lyf afgevat word, as jou broekie wat afgevat word, as jou t-shirt wat afgevat word, sy's kaal. Ek wil wat met iemand praat, wat kaal uitgetrek is op hierdie oomblik. Ek wil hê julle moet sien, hier lê 'n kaal man. Ek wil hê julle moet dit sien. Heilige Gees, maak dit aan hulle bekend. Hier lê 'n kaal man. Hy sien dit kaal nie. Maar hy het ook wonde. Op hy kaal liggaam. Kom maar luister gou na die woord. Miskien hardloop ek 'n klein bietjie vinniger as die woord. Dan sê die woord verder. En hulle hom geslaan het. Okay? Gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Wat maak hulle? Hulle gaan weg en laat hom half dood lê. Die Bijbel sê, hulle het hom half dood en kaal. En geslaan, halleluja. En hulle het hom geslaan. Hier lê hy. Ek wil hê julle moet sien, hulle die jong man hier so. Hy is uitgetrek. Hy is kaal. Hy is dik en geslaan. Hy is vir dood agtergelaat. Hierdie manne of die duiwel het dit een doel om vir jou dood te maak. Maar hy het dan weet, daar is nog 'n klein bietjie asem wat vanaand kan uitroep, o Here, help my! O Here, help my! Hy het dan weet, daar is nog 'n klein bietjie asem in hierdie man oor hier. Maar kom en luister wat sê hy. Dan sê die woord verder. Wat sê hy? En by geval het 'n priester met daardie pad afgekom. Okay, daar kom mense verby. Amen. Terwyl die kaal is. Amen. Terwyl die stikken is. Amen. Terwyl die hulpeloos is. Amen. Terwyl die lê. Halleluja. Wie kom hier saam verby? Die priester. Dieselfde man wat nou net gesê het, ons moet mekaar bemin. So sê die Heiland. Dis dieselfde man wat 'n ander pad stap. Dis hoekom die Bybel sê, dis nie hulle wat sê Here, Here wat sal ingaan. Toe hy so kyk, toe sien hy bloed. Toe hy so sien, toe sien hy snye. Toe sê ek met hierdie baadjie, met hierdie kleed en hy bloed vat. Sy maak jou laat. As het algemeen wat er voorbij gekomen. En die woord sê verder. Wat sê? En net so
het hulle voet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Hier kom die Leviet ook. Die mense het nou net getuig dat die sweetdag en de handen gevat. Dan as hy so gemaak en dan lekker toe so wijpe wat die sweet wegvie en allemaal het lekker gekry en hy voelt so lekker want hy het die mense op hulle voete gehad. Maar nou wat hy op sy voete is, nou stap hy voorbij. Het hom gesien, halleluja. Was het net hulle twee wat daar voorbij gekom het? Maar die Bijbel sê verder, maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, Toe hy wat maak? toe hy hom sien, Toe hy wat maak? toe hy hom sien, Halleluja! Ek sê toe sien die Here jou raak. En die ander twee het gemaak asof hulle hom sien. Maar die Bijbel sê hierdie man het hom raak gesien. Luister, mense kan maak of hulle jou raak sien, maar hulle het jou misgesien. Maar hierdie Samaritaan het hom raak gesien. Niemand het gesien. Hier sal die kamer dat jy geen jou maat halen nie, mevrou, jong meisie. Jong man, niemand het het gesien nie, maar die Here het het vandaan raak gesien. As jou ma jou winkel toe stuur, dan maak jou mond net soos 'n bulbare, blaad jou op. Maar die Bijbel sê, toe die Bijbel sê hy was op pad. hy was op reis. Op reis. Hy was op pad na 'n plek toe. Met sy donkie. Maar ek sê toe hy so kyk, toe sê hy vir homself, ek kan nog nooit daardie man so losie, reis op de noorde, ek gaan daardie persoon helpen. Amen! Amen! Ek gaan daardie persoon helpen. Ons kom vandaan die voorbij, Chicago, Gemsbokstraat. Maar ons sien jou toestand, jong meisie. Jou boyfriend het jou net so gelos met die kind. En het aanbeweeg. Ons sien het raak vandaan. Maar hierdie man, die barmhartige Samaritaan, hy het stilgestaan. Toe hy stilstaan met hom, Rutsekie, ek wil net die woord met dit so, ek preek nie so na die woord, ek glo die woord met self praat. Toe wat gebeur? Toe hy stilstaan na. En die Bijbel sê verder, het hy hom innig jammer gekry. So hy het eers hom gesien. Amen. Hy het eers hom gesien. Toe hy hom gesien het, toe kry hy hom innig jammer. Net jammer of Innig jammer. Dit praat van diep jammer. Mevrou, jong meisie, die Here kry jy net jammer, man. Hy kry jou innig jammer vanavond. Hy kry jou innig jammer. Hy wil nie hê jy moet alleen weer die ding gaan nie, maar hy wil jou vanavond help. Ek kan jou nie help nie, maar die Here kan jou help vanavond. Ek gaan met die preker daar om te sê, mevrou, meneer, ek kan jou help nie. Dan lieg ek. Môre as ek al in Wellington of in Worcester. En dan soek jy waar sy paas meneer Roy Baatjie. Hy sê my daar nie. Maar die Here, as jy hom aangeneem het as jou persoonlike zaligmaker, he's always there. Amen. En wat gebeur, broertjie? En die Bijbel sê verder, en hy het na hom gegaan, Okay? sy wonde verbind. Wat gemaak? Hy het sy wonde verbind. Dis hoekom die Here vanaand hier is. Jy loop met oop wonde. Kom ek sê vir jou wat gebeur met 'n oop wond. Hoe langer jy oop met hom loop, hoe meer begin jy te stink. Hy raak septies. Maar vanaand van iemand sê, jong meisie, ek weet nie hoe lang loop jy met die wond nie. Ek weet nie. Maar die Bijbel sê, en hierdie man het neergepik. Hierdie eerste ding wat hy doen, hy kyk aan die wonde. Die eerste ding wat die Here vanaand doen, hy kyk aan die wond wat sy teëgekom
gemaak het in die lewe, jong meisie, jong man, meneer, mevrou, die wond is nog net so oop. Maar die Here wil vanaand die wond aanraak. Hy wond is oop. Hierdie man sê vir homself, ek sê, man, kyk aan hierdie wond, voordat hierdie stem septies raak, en hierdie jong man doodgaan. Toe wat gebeur met Jackie? Dan sê die woord verder, en olie en wyn daarop gegooi. Hy genees jou wonde vanaand. Ek sê, hy genees jou wonde vanaand. Hy neem jou in jou sorg, sy sorg vanaand. Ek het een keer, tyd toe drink ek heavy. Luister, toe drink ek heavy. Toe bekleed twee van my vriende. En ek gaan stap tussen hulle twee om hulle te keer. Toe steek hy man van achteraf. En hy hak my in my rug met die mes. Ek koop my 'n bottel sterkwyn. Ek pak my zakdoek. Ek gooi die sterkwyn op die zakdoek. Ons nog net voor dokter toe gaan nie. Ek gooi my sterkwyn. Wellington V.O. Gooi ek op die zakdoek. En ek demp het. En ek gaan werk die volgende dag. Die wyn het hy wond toegetrek. Hy genees my wonde. Ek weet nie opstaan jou wonde nie, mevrou. Jong meisie. Die wat my stem hoor, ek weet nie hoe opstaan jou wond nie. En hoe lang is hy wond oopie? Al wat ek weet, die Here Jesus specialize in om wonde te genees. Amen! Amen! Die Here specialize in om wonde te genees. En toe wat gebeur? En dan sê die woord verder, en hy het hom gehelp. Wat het hy gemaak? Hy het hom gehelp. Die Here wil jou help vanaand. Die Here wil vir iemand help vanaand. Dis hoekom ek vir iemand gesê het, ek kan jou nie help nie, mevrou, juffrou, meneer, ek kan jou nie help nie, maar die Here wil jou help vanaand. Jou wonde staan net so oop. Almal weet van jou wond, wat jy daai jare opgedoen het. Almal weet, hy was vir 5 jaar in die tronk. Dis 'n wond wat nog net so oop staan. Die gemeenskap kyk nog in hy wond en raak. Maar die barmhartige Samaritaan stap vanaand verby. En hy wil jou wond genees. Dat is natuurlijk die laatste vers. Oké, yes. En dan sê die woord verder, en hy het hom na 'n herberg geneem. So met ander woorde, die Here neem jou in sy sorg. Ek sê vanaand wil die Here vir jou in sy sorg neem. Jy het al gesukkel om my wonde te herstel, maar die Here neem vanaand vir jou in sy sorg. Ek is vanaand hier in Chicago met die wit handdoek en die flits. En ek vlieg vir jou. Moenie verder gaan nie. Moenie verder gaan nie. Dis 'n afdraand. Ek is vanaand hier, want die Here wil vanaand vir jou in sy sorg neem. Wie sal die eerste ene wees wat sê, Pastor, die Here het met my gepraat. Jy kan die hand opsteek en ek gaan saam met jou bid vanaand. Wie sal die eerste ene wees? Jong meisie, die Here het met jou gepraat. Mevrou, jy het my stem gehoor het. Wie sal die eerste ene wees? Jy kan die hand opsteek en sê, Pastor, as sien ek 'n hand. Daar sien ek 'n hand. Mevrou, jy kan maar vorentoe kom. Is daar nog iemand wat sê, as sien ek nog 'n hand. Ek sien nog 'n hand. Die Here is besig om wonde te genees in hierdie tyd. Ek sien nog ene. Ek sien nog ene. As daar nog iemand wat sê, Pastor, my wond staan nog net so oop. Maar Pastor, ek stap uit vanaand. Ek stap uit vanaand. Jy gaan gebaar. Terwyl iemand vir jy gaan bid en ek sit my hand op julle, gaan die krag van die Heilige Gees oor julle kom. Die krag van God gaan oor julle kom. Is daar nog iemand? Jy kan net die hand opsteek en sê,